Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ek is vandag hier saam met Liquid Molly op ons plaas. Okay, right, so. Ons het twee trekkers geïdentifiseer, 7840 Fords, nommer 3 en nommer 29, né? Okay. Wat ons gaan doen is Sheldon gaan my gou meer vertel. Hoe gaan hulle nou vir ons bewys dat hulle olie beter is as die ander olies en dat dit jou minder olieverbranding, jou corrosion, al daai goeders in die engine. Kom ons luister, hy is die slim een nie, ek is hier om die dom vrae te vra. Sheldon, hoe lyk dit? Chippy, goed self. Nee wat, doodstil rustig. Lekker, man. Okay, so, ons het deur al die goeders gestap en ons het op die einde van die dag gesê, okay, wat is die maklikste manier om te bewys wat die waarde is fisies wat jy toevoeg uit 'n oliemaatskappy oogpunt uit. So, ons het nou twee van die Fords gevat hierso. Van die hele, kyk, ek sê mos altyd, my pa het altyd gesê, ek en my ou trekker sê, jy moet net genoeg hê. Presies, presies dit, ja. So van die genoeg het ons nou twee hierso sommige randomly getrek. Verduidelik vir my, wat is die eerste stap, wat gaan ons nou dan doen? So Chippy, vir ons om 'n lekker toestartklip is, wat ons gaan doen, ons wil 'n comparison maak met die huidige olie wat jy gebruik, as ook die Liquid Molly produk wat ons gaan gebruik. Okay, so eerste stap gaan ons wees, ek gaan 'n monster trek van die engine olie af. Ja. Ons gaan daai analiseer by die laboratorium en dan daarvolgens kan ons dan die toets hardloop vir die 52 ure wat jy gaan hardloop. Okay, so baie eenvoudig, ek trek die monstertjie direk uit die tube uit. Ons gaan 'n engine flush bysit. Yes. Om seker te maak, ons kry die ou kontaminasie, die slush formers, al die lekkers in die engine, gaan ons vir jou verwyder dat die engine die volle gehalte gaan kry van die nuwe olie. So werk jou engine flush dan, is 'n ding wat jy bysit en dan hoe maak ek dan idle die trekker of hoe maak ons dan? Baie eenvoudig, so engine flush gooi jy saam met jou huidige olie. Ja. Jy gaan jou engine idle vir 10 minute dat hy lekker warm word. Wat hy doen is hy vat al jou wet debris en al jou contaminants vat hy in suspension om seker te maak as ons die olie tap, kom alles uit. Niks gaan agterbly nie. En dan sit 'n skoon besigheid. Skoon besigheid en die lekker ding is dan die gehalte van die nuwe olie gaan die trekker dan ervaar. Right, so en dit is dan die Liquid Molly besigheid wat ons dan nou met Liquid Molly olie hardloop. Wat sit ons nog by? Ons gaan 'n bymiddel saamsit wat ons noem Ceratec. Yes. Hy ceramic coat die engine binne-in, veral vir die ouer trekkers baie goed. As gevolg van daai slytasie wat alreeds daar is. So wat hy doen is, hy gebruik ons noem dit 'n solid friction modifier en hy gaan daai spasie vir jou invul om seker te maak eerstens die trekker gaan beter hardloop. Hy gaan meer performance vry hê, maar ook die temperature en so gaan 'n bietjie afkom as gevolg van die wrywing. Okay, uitstekend. So, daai is ons volle Liquid Molly trekker en aan hierdie kant wat ons dan nou gaan doen is met hom. Verduidelik my, wat doen ons op hierdie trekker dan? Hierdie ouetjie gaan ons gebruik as die tweede monster toets. So ek gaan ook 'n monstertjie trek uit hom myself, ook die olie analiseer op dieselfde metode. Ons weet nou hoeveel ure hy gehardloop al. En dan wat ons gaan doen, ons gaan die huidige produk wat julle tans gebruik, gaan ons hierso gebruik om daai comparison te doen saam met hulle. En dan hierdie ene sit ons dan nou Ceratec by, né? Ja. Kan ons hom net so hy kry net Ceratec Ja, hy kry die huidige olie wat jy gebruik saam met jou Ceratec. en daai ene kry net die gewone en dan kan ons dit dan nou as hierdie twee nou deur hulle siklus is, kan ons daai olie dan nou vergelyk met al die ander trekkers wat ons het en dan kan ons sien wat se verskil wat ons kry. Presies dit. Ek sien baie van die trekkers het ook 'n bietjie van 'n oil consumption, so dis maar weet evaporation gebeur soos die trekker ouer raak en hy gaan deur die welcome seals of deur die blow-by. So daai kan die monitor ook van ons kant af om te sien wat se performance offer die beter olie vir jou. Uitstekend. Nou kom ons kap hulle. 100%. Ja. En dan sê jy hom sommer net lekker uit daar. Maklik, baie eenvoudig. Dit sit dan my hele dag gesukkel. Ons like om te sukkel. Ja. Ons like dit nie om te sukkel nie. Ja. Wat sê? Maak jy maar dan. Alright. En hy gaan nou lab toe. Presies dit. So ons kry vinnig inligting van die trekker self, hoeveel ure te gehardloop, hoeveel ure het die olie op. En dan kan ons 'n lekker tussen plek sit. Uitstekend. So in terme van die tube self gebruik ons ook nie selfe tube nie. Wat gebeur is gewoonlik as 'n bietjie iron is of aluminium, kobalt, whatever else. So julle is soos die dokters. Elke ou kry 'n nuwe inspuiting. Hier trek ons hom net. Jy gaan dokter toe en sê, "Hey boetie, jy lyk okay, maar jy het 'n bietjie cholesterol, weet? Ons werk nie so nie." Right. Is reg gekom met die after daai. Ja, ons probeer maar, jy weet, 'n bietjie process of elimination. Gewoonlik as jy maar aftap kry baie stof van die goed wat jy nie graag wil hê nie.
En dit gee nie vir jou 'n true reflection van wat in die olie gebeur nie. So die ouens sê, "Jag, maar jy weet jou filters is nie lekker nie." Okay, so dit is hoekom jy hom daar uittrek en nie aan die onderkant sommer net skep uit die as jy hom nou getap het. Presies dit, ja. Ek het eintlik geryk ook. So gewoonlik ruik hy baie organies, maar partykeer kan jy 'n bietjie van diesel ruik ook. Ek dink. Ja, hierdie is nommer 29. 29. Nou is hy. Ja, ek gaan So sommer hy's nou net gewone olie en Ceratec by. So, 1.5 liter. Ja, so. Kijk, ik drink 1.5. Die lekker ding op die engine flush is veral die ouer engines. Wat gewoonlik gebeur is jou piston rings begin aansies. En dan is daar nie lekker kompressie nie. So Ja. wat die engine flush doen is hy werk op daai deposits wat op die piston rings aanwerk en hy release hulle dat hulle weer die tolerance opvat op die silinder. Okay, so jou kompressie sal beter wees as jou engine flush hardloop om seker te maak jy kry beter gehalte. En moet ek kom ons sê as jy doen nou hierdie goeders. Moet jy nodig om elke keer 'n engine flush te doen as jy 'n olie tap of hoe gereeld? As jy goeie gehalte olie gebruik en hy breek nie so maklik af nie, is dit nie nodig nie. So kom ons sê jy doen een engine flush en jy hardloop jou service deur 22 ure, jy tap hom af en jy sien physically daar's nie probleme nie, dan kan jy aangaan met die volgende interval. Maar as jy sien ons 'n bietjie probleme in terme van as jy weer daar's veel dilution van die diesel kant af of Ja. daar's 'n bietjie wear wat jy fisies kan sien, deel van die filter, dan sal ek voorstel doen 'n engine flush want hy gee jou soveel meer gerus. Of na 20.000 uur kan ons dit ook doen, né? 100%. Nou dit is 10 minute hardloop, né? Presies dit ja. Right. Okay, so daai is nou besig om te idle. Hierdie ene gaan ons nou nie olie flush doen op hom nie, né? Okay, so hoekom ons gaan nie engine flush nie, ons gaan net sy olie uittap. Hoekom doen ons dit? Ja, so om die aspek te kry van die effek van die engine flush is wat ons gaan doen, ons gaan die olie uitdrein. Met dit self gaan ons die nuwe olie insit en dan met die nuwe sample wat ek gaan vat, kan ek sien daar's al reeds contaminants van die ou olie in die nuwe olie inself. So dan kan jy sien wat is die effek van die engine flush. Ek hoor wat jy sê. So daai ene engine flush weer sample. Hierdie ene gaan ons nou net drein en dan sit ons Met die nuwe olie kan met ons die sample nuwe olie wat ons bysit en ja, en dan na die tyd sit ons die Ceratec in by hom. Right. Okay, so verduidelik my dan op hierdie een wat ons gaan Ceratec insit. Wat is Ceratec? So Ceratec is 'n friction modifier wat jy saam met die engine olie insit. Die engine olie kom nie met daai RD package saam nie. So wat hy doen is hy ceramic coat die engine binne-in. Hy help met die wrywing, internal weerstand as well met die bearing protection. So hy kan vir jou daai additional surety gee om seker te maak jy gaan nie bearings hardloop indien daar probleme is nie. Uitstekend. Right. So, yes so. Ja, want dit is gewoonlik dikker as dit, né? Andre, kom kykie. Jy tap ons baie olie af. Is hy gewoonlik baie dikker as dit? Ja, so hoe die engine flush aan werk, dis 'n produk wat jy saamgooi en hy breek die fondasie van die olie af. So ons noem dit 'n hydrocarbon en daai hydrocarbon chain breek dan af om seker te maak hy kan alles opneem, al die debris, al die wear opneem in die solution self en hy bring alles vir jou uit. Hy hardloop nou alles uit basies daar. Presies dit. Awesome. Nou gaan ek nie weet of alles uit is. Maar kyk op die sandprop ook. Ek sien die sandprop is ook half skoner af, né? Hey. Wanneer laas jy dit gesien? So dis die idee. Die hele engine binne lyk nou so. So die hele engine is nou skoon. Maar dan gaan ek mos nou niks olie hê wat weer daar kan vaslê en jy gaan hy sies. Nee. Dis nie waar nie. Is dit nie waar nie? Nee, so deel van die RF package, hy het sy chemikalie wat ons in formuleer volgens olie self. As jy nou kalsium, fosforus, al daai grease is, dis soos jou vrou wat 'n koek moet bak, né? Daar's Ja. bestanddele wat sy moet insit vir die beste koek wat sy bewak. Daai bestanddele wat deel kom van die olie, hy is dan wat die action doen op daai surfaces om seker maak die protection is daarso. So, wat jy vir my wil sê is eintlik maak nie saak wanneer ek olie aftap nie, ek moet eintlik my engine flush ingooi, né? Ons beveel aan om engine flush want dis die beste manier om te gaan. Dis soos jy wat bad,
Jy het wel lekker in die modder gespeel, maar nou moet ek dieselfde bak klim, het nie gewas nie. Jy weet so, daai kontaminasie bly reeds daar agter. So dis die eerste keer wat jy die storie vertel, hè. André, wat dink jy? Nee, ek dink dit gaan werk. Dink dit gaan werk. Dink jy ons gaan nog 'n ekstra, hy moet 'n drum engine flush hier los. Ja, jy moet met 'n lorry inkom. Right, so dit nou klaar tap en dan gaan ons gaan kyk na daai ander ding weer. Okay, so ek weet wat baie van die ouens doen is hulle gooi parafin by of jy kan hom sommer diesel of so iets ook en hoekom doen ek nie dit sommer eerder nie? Ja, Choppy, so dis 'n goeie vraag. So jy weet baie van die ouens stel maar voor, jy weet hulle gebruik al jare so en hulle dit werk vir hulle. Maar diesel is ook so duur, hy kos al amper dieselfde as engine flush. Jy kan 'n engine flush gebruik, hè? Ja. Ja, so die probleem met die diesel is, jy weet hy het op as 'n fuel trace. So as jy nuwe olie saamsit, is al klaar fuel dilution in die olie self. Wat beteken die fondasie van die olie breek hy klaar af. Tweede aspek is ook hy droog die seals uit. So dit is die seals raak begin brittel raak en dan voor jy weet dan begin jou engine lek. Want jy olielekkasie is oral. So engine flush geformuleer daarvoor spesifiek vir daai redes. So gebruik liewer die produk wat geformuleer is daarvoor. En die warranty op dit. Presies. So wat ek julle net wil wys ook hierso, né. Kyk hierso, daar's ons die olie wat nou hier uitkom, né. Maar jy kan hom nou vee daar. En ek beloof jou met gewone olie gaan nou nie hy gaan nou net hier op jou vingers vassit, maar kyk, hy raak omtrent heeltemal weg, né. Hier is dis cool. So, wat is nou die verskil wat ons kan sien hierso? Daar's die voor. Ja, as jy voor, so jy kan definitief sien jy weet die fondasie van die olie self bly baie agter. Hy is baie lekker. So hy Ja. So daar kan jy 'n bietjie sien hoe hy skoonmaakmiddel klaar begin werk het om daai oliefondasie af te breek om seker te maak ons kan die protection gee op die crucial lubrication punte waar dit moet wees. Sterkant. Okay, so. André maak nou 'n punt hierso, né? Sien, kom ons die slim ouens hier het. So wat hy sê is maar kan ek nie net 'n klein bietjie van daai engine flush sommer ingooi saam met my olie om hom net skoon te maak want dan elke keer as ek hom tap dan weet ek sommer hy's reg nie, gaan dit nie werk nie. Nee, ongelukkig nie. So jy weet 'n engine flush is ontwikkel vir spesifiek as jy die diensinterval doen. Wat ons voorstel is as jy 'n goeie gehalte olie gebruik, 'n goeie gehalte olie het 'n persentasie vir skoonmaakmiddels binne en soos jy gaan ry en daai olie gebruik word, gaan hy die engine binne skoon maak. So dis nie nodig vir jou om 'n engine flush intermediate te gebruik gedurende die diensinterval nie. Ek sal dit nie aanbeveel nie want die engine flush se konsentrasie is ver te klein, as ook hy gaan die fondasie van die olie afbreek. Wat beteken jy kan ander komponente van die belangrike soos jou bearings ontwikkel probleme. Ek hoor jou. Right, ek dink ons is min of meer klaar, dan kan ons seker weer olie ingooi, né? Ja. Okay, right. So verduidelik my gou die olie wat ons dan nou basies in die trekker gaan gooi. 100% Choppy, so hier is ons 15W40, dit is ons noem dit 'n Touring High-Tech SHPD. Ja. So hier is jou diesel spesifikasie, as jy vinnig kyk spesifikasies is daarso. Hier is van jou ingredients. Yes. So daai is die belangrike aspekte. Jy weet manne fokus op die 15W40 en sê, "O, maar dis die gehalte, dis die performance wat ek kry vir my trekker." Daai is net flou. Dis hoe die olie vloei. Yes. Glad nie performance nie. Die performance lê in die additive package volgens die fabrikasie spesifikasies en daar kan jy sien dit is wat ons dra. So dis 'n CI4 spek hierdie wat ons gaan hardloop as deel van die toets. Maar ja, baie goeie olie. Jy gaan definitief weer sien resultate as ons klaar is. Uitstekend. Oulike proppie wie julle daar op het nou. So sommer jou flash aan van jou foon, dan kan jy sien die kleur. Nou is die. Nou moet ek lig is alright. Okay, so is nou nog 'n ding wat ons vinnig bygesit het, die diesel additive. Sê net gou vir my, hoekom sit ons hom nou net by vir die toets? So Choppy vir die toets self, wat ons graag dieselfde parameters hardloop, so in terme van die diesel gebruik is die performance van die engine baie belangrik. Ja, want daarso het ons hom nou ook vir sy 10 minute laat idle, so hy gaan ons gaan nou gaan olie tap. 100% ja. So in terme van die toets self, wil ons seker maak die injector soos lekker skoon en daar's geen weerstand van die injector af wat miskien gaan lek of gaan vuil en die oliegehalte affekteer. Want op die einde van die dag dis nou 'n lekker olie toets. Dis waarmee ons besig is. Presies dit ja. Uitstekend. Alright, kom ons wen hom op hier, laat ons gaan. Wel, hy loop hom so 'n versie nou, né? Baie maklik, baie maklik. Right. Ons gaan nou duik na die ander een toe. Presies. Okay, en dan moet ons nou van ons weer 'n olie sample vat hierso. En dan 'n bietjie deur hardloop, maar as ons sal op die vat vir die toets self om te sien before en after. Right, en dan gaan ons na die ander een toe. Okay, right, dis nou nie gewoon een wat ons nou aftap. En
Nee, ek kan sommer voel hy's baie dikker as wat die ander ene was, nee. Wat die engine flush ingehad het. Ja, presies dit. Ja, so dis die olie wat jy aftap. Die groot probleem is nou baie van die olie wat gaan agterbly. Hy gaan klaar die nuwe olie kontamineer ook, maar dis hoekom ons juist 'n engine flush gebruik om seker te maak al die molecules kom uit, al die wet debris kom uit en enige kontaminasie wat binne is. En dit sal ons nou dan op die toets ook kan sien wat dan oor is. Presies dit. Nou wel eigenlijk klaar beter as die ander een, maar obviously is nuwe olie, maar. Ek kan sien baie vuil is binne. Ja, want as jy nou daai ding so kyk, nê, op 'n nuwer engine. Kom die olie dan actually skoner deur as wat op die ou goeters. Presies dit, ja. So nou sien lyk jy aan hier. Daai te skryf nou. Ja, net onthou om reg te skryf. Sien hoe sukkel hulle gewoonlik as hulle nie daai cool daai lekker liquid moly prop het nie, nê. So jy kan hom koop net vir die kar. So julle oulike prop, nê. Ons sien ons nou daar laas. Jy sê hy werk op al die goed. Al die goed. 1540 olies, jou klein Ceratekkie, jou diesel additive. En sê my hoeveel Ceratek gaan ek nou daarby gooi? So hoe die Ceratek werk is ons doen 6% van die olie volume. So op Ja. 15 liter doen ons omtrent so 900 ml van die Ceratek. Wat ons gaan doen is voor ons hom heeltemal optop, gaan ons halfway stop. Ons gaan vinnig die Ceratek saam sit en dan gaan ons hom weer vol maak, seker maak die olie levels reg. Okay, want gooi ek hom nou net 'n bietjie onder die dipstick of gooi ek hom tot vol, hoe So 'n maak klein ek? bietjie onder die dipstick, maak die Ceratek saam en dan check ons gou vinnig die olie level. As er nog 'n bietjie nodig is, ons erns met engine olie. Okay, 100, right. Gooi net tot 'n tap. Ek dink ek gooi hom net so tot sy kraantjie wat jy oop en toe maak. Okay. Okay, right, so, nou het ons al 4 samples, 2 van elkeen wat jy basies hier deur getrap het en net so in 'n neute dop. Jy gaan hulle nou laat toets. Wat gaan toets ons? So ons gaan toets die gehalte van die olie self. Wat ons gaan kyk na spesifiek is die beginpunt van waar die olie lyk, hoe die kondisie is. Dan gaan ons hom deurhardloop met 250 ure op die trekker self, as hulle 'n bietjie werk die landrye, alles. En dan na 250 ure gaan ons nog 'n sampel vat en met daai sampel self gaan ons dan comparison kan doen met wear elements, met contaminants, met die degradation van die olie analise self en hoe die olie afbreek na die 250 ure. Uitstekend. Right, nou kom ons kyk so lank wat se eerste die eerste analises, so sê hulle Magic van TV. Okay, Sheldon, so wat sê my gou vinnig, ons het nou die analises teruggekry, wat het ons gesien? 100% Tube, so op die 2 trekkers waar ons die analise gedoen het, is independently is daar 'n paar resultate wat ons gefokus het. Soos genoem is, ons het 'n paar goedjies opgetel in terme van contaminants in diesel in die engine olie self. So die een trekker, het julle letterlik wat ons nou nie wat nie die liquid moly gekry het nie, toevallig nou, wat was die probleem daar gewees wat julle opgetel het? 100%, so in terme van die diesel contaminants het ek gesien ons initially begin met 8.5% van die fuel in die engine olie self. Ja. En na die 150 ure wat ons gehardloop het op die trekker met die nuwe met dieselfde engine olie het ons agtergekom hy's omtrent op 7%. So het actually 'n bietjie geval, so daai Ceratek van julle het dalk seker 'n bietjie gehelp, nê? Hy het bietjie gehelp, maar in terme van die injector self, jy weet injector is maar 'n probleem, so as hy begin lek en 'n bietjie internal deposits het, is dit maar 'n prominente probleem wat daar oorbly. En al wat jy kan doen is dan om my injector skoon te maak of met 'n bymiddel te help om 'n bietjie die lubrikasie in die injector te help voor. Maar kort en die lang van die storie is jy moet laat kyk na die injectors en hulle uitsort, né? Kort en lank van die storie is het ons agtergekom, jy weet die as gevolg van die diesel in die engine olie self was omtrent so 1.8 liter op 20 liter engine olie en dit het ook 'n direkte resultaat op die viskositeit van die olie self, so die smering wat in die engine is. En gebaseer op dit kon ons sien daar's definitief 'n viscosity drop op 100 grade Celsius wat beteken daar's minder protection op jou bearings. En as gevolg van 'n result het jy my laat weet hoe maar die engine het gegroet. Ja, as julle nou gewonder het, dit is wat gebeur het. Daai trekker se engine het toe nou gegaan want ons het nie geluister na die eerste ene en toe na die tweede voor die tweede een uitgekom het die engine besluit om te gaan. So wat kos dit toets? So Choopie, weet die weegskaal is altyd 'n bietjie makliker, so R300 vir 'n sampeltjie wat heeltemal geanalyseer word deur die laboratorium of R6000 vir jou repairs vir die engine nou op daai 6.6 inline 6. En dis 'n goedkoop engine, want dis 'n ou engine nog, nê? Nee. 100% ja. Die nuwe is nie so cheap nie. Nee, definitief. Okay, en dan sê vir my wat het ons gesien by die ander ene? So
So maklike indikasie van mense wat nou nie olie analise program baie goed ken nie, is aan die voorkant van die program self gee hy vir jou, ons sê met 'n robotstelsel, so hy gee vir jou rooi, groen, oranje en geel. En volgens daai baie van die ouens wat nou net 'n bietjie condition monitoring doen, hulle kan sien okay, maar met groen beteken ek is good for go. So ek kan nog aangaan met die engine, alles hardop goed. Maar jy weet as jy bietjie soos ons is en ons gaan bietjie dieper in die resultate van die engine olie self, dan fokus ons op bietjie oor wat is die simptome, wat is die causes wat gebeur in die engine. En volgens die sample wat ons nou gehad het op Liqui Moly, selfs is 'n situasie met die vorige engine, het ons agtergekom fuel is baie minder, so omdat ons 'n bymiddel gebruik het in die engine self vir die dieselkant, het hy gedrop van 2 na 0 toe, so daar kan jy sien definitief 'n impak van daai dieselerte wat ons gebruik het in die trekker. Ja. Net om seker te maak die injector is lekker skoon en die ontbranding in die engine is bietjie beter. Right. So dit is nou van daai 2 af. Van 2 na 0 toe, geen veel opgetel in die tweede sample na 150 ure. Huh. Daai is baie cool, dis net die ding. Nee. Dis nou die dieselerte wat ons gebruik Die het. ding, daai 100%. diesel patch. Ons het hom gebruik net deur die maintenance. Die tweede aspek wat jy kon sien is definitief jou viscosity voor die tyd van die vorige olie wat ons gehardloop het. En met die nuwe olie self is daar nie 'n viscosity drop nie, so is nog steeds 'n 15W40. Op die ander sample kon jy sien het gedrop na 15W40 nou of na 'n 10W30. En Want jy het net gesê daai 7% is omtrent hoeveel liter diesel in daar is jou. omtrent so 1.8 liter diesel op 20 liter. Dis nogals baie. So. daai raak nou al 'n dubbel. Nee. Ja, en soos ons weet, jy weet diesel is baie goed vir baie engines, maar vir lubricity is dit nie die beste engine nie, so definitief nie help met jou smering of jou engine vir die bearing materiaal nie. Jy sien. Okay, en dan So so in 'n terme ander van- ding wat interessant is wat jy met 100%, so bietjie makliker gemaak vir jou om te verstaan. So as ek kyk na WEM Metals, kyk ons na, jy weet, die materiale in die engine self Ja. en hoe die engine perform. En hier is nou wat die dokter vir jou sê, hoor jy ek het 'n bietjie cholesterol of wat bietjie probleme. Op hierdie engine self kon ons sien ons het gedrop na 55 ppm iron toe na 25 toe. Yes. En dit gee jou omtrent vir 'n ry, want omdat jy nie dieselfde ure gehardloop het nie, gee ek vir jou 'n ry per uur. So daar's omtrent 0.22 ppm per hour wat jy gehardloop het op die vorige olie. Huidiglik doen ons 0.16 ppm per hour en dit is omtrent so 25% saving met die Liqui Moly 15W40 in kombinasie van die So Ceratec. wat jy wil sê is as ek nou gaan na parts per million toe. Onthou ons ken grondontledings, ons ken nie 100%. olieontledings Ja. nie. So wat jy vir my wil sê is dit is nou vir hoeveel ure hy hardloop, so per uur het jy soveel dele per miljoen wat basies wat afbreek dan nou. En jy daai met 25% minder gemaak. So in effek kry ek eintlik 25% langer leeftyd uit my engine. Presies dit ja. So in terme van jou, jy weet jou running cost van die engine self is 25% meer koste wat jy bespaar op jou additional parte, op jou maintenance komponente, as ook die uitgawe wat jy eintlik gee vir die engine as gevolg van die wear rates. Okay, ek wil nou hierdie besigheid ek kort nou dit by my, want dit is awesome, en ek meen dis nou 'n redelike simpel som. As ek daai geel strepe sien, dan sien ek R60,000 waaroor ek nie baie happy is nie, maar dit is nou wat dit is, ons wou nie luister nie. En jy het my gebel en my gesê, daar's diesel in die ding, sort dit uit en dis ons Janie ek sal daarby uitkom, die ding moet nou nog, hy moet net nou nog gaan werk, nou kan hy nie meer werk nie. Okay, so ek wil hê julle moet na my plaas toe kom, hoe werk die goeders, of kan ek my eie diesel samples insit, hoe maak ons? So baie belangrik Choopie is hang van jou aspek self, jy weet wat ons voorstel is 'n preventative maintenance program is baie belangrik en wat jy kan doen van jou kant af as 'n vloot eienaar of jy nou trekke of trokke hardloop. Die lekker ding is jy kan hierdie stelsel self in plek sit vir jouself om te ontleed, maar ook jy kan uitreik met Liqui Moly span en vra hoor die ouens kom help 'n bietjie, gee my 'n bietjie wat advies hoe ons dit in plek kan kry en met jou diensintervalle kan ons dan so 'n stelsel in plek kry om seker te maak jy kry lekker trend van die kondisie van jou engines, maar ook as daar iets gebeur op die engine self, weet jy klaar 'n agtergrond om hoe jy sê hoor sommer daar is ietsie wat 'n kop uitsteek, kom ons fokus daarop om seker te maak ons gaan nie onnodige uitgawes hê nie. Okay, luister jy spandeer 'n klein huisie vol geld aan grondontledings, jy grid al die goed, die hele lot. Maar daai duurste goed op jou plaas, ons kom nie braai goed sê olie uit en jy weet, dit is nou maklik. Vat net 'n kannetjie, dan gaan jy. Hierdie ding is 'n groter science as wat ek besef het. So, kry jou parts per million af, Laat hulle kom met Liqui Moly in kontak. Hierso is 'n nommer, bel hulle. Jy kan na die webwerf ook gaan, maar bel hulle, Hulle vir jou kom kuier. Doen daai goeds R300 'n sample, kos jou nie eens geld nie, en dan weet jy ten minste luister jy waar die issues is ensovoorts. En ek moet net seker maak dis hydrauliek enige olie, Enige olie. Enige olie, enige ding daar. Hulle doen vir jou analise
En sy sien daar, ek meen daar 25% klaar op daai ding by en daai diesel het gegaan van 2 en af na 0 toe. My nie eens geld gekos nie. Love hierdie besigheid. Liedjie bo 400. Liquid Molly. Tot volgende keer. Groete.